Goeiemôre almal, dit is Dinsdagoggend, dit is die 11de Maart, die jaar 2025, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie in God se woord wandel en ons gaan rondom die woordjie lyding gaan ons kuier, maar ek wil net so kort inleiding vir ons eers gee. Gelowiges bevind hulle dikwels in moeilike situasies waar hulle nie dadelik weet hoe om op te tree of wat om te besluit nie. Dan soek hulle die leiding van die Here. Die leiding was tydens die uittog in die vorm van 'n wolk en 'n vuurkolom vir die Israeliete. In Israel se geskiedenis het die profete en die priesters vir die leiding van die Here verklaar. Vandag luister ons na God se woord, soos wat dit opgeteken is in die Bybel en deur predikers verkondig word, as ook ons eie gewete wat deur die Heilige Gees gereinig en geheilig is. Halleluja. Nou die eerste vers wat ek graag wil deel vir ons is in 2 Samuel 5 vanaf verse 22 tot 25. Maar die Filistyne het nog weer opgetrek en hulle in die dal Rephaim versprei. Toe raadpleeg Dawid die Here en die Here sê: "Jy moet nie optrek nie, trek agter hulle om en val hulle aan die vlak van die balsambosse. En as jy 'n geruis in die voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek en die leeu van die Filistyne verslaan." En Dawid het gedoen wat die Here hom beveel het, en hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af tot naby Geser. As hy die Here nie geraadpleeg het nie, dan het hulle hom verslaan. Psalm 37 verse 23 en 24 sê: "Mem, deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand." Halleluja. En natuurlik Spreuke, die boek van wysheid, Spreuke 8 vers 32 en 33, "Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar." Halleluja. Luister en tug en word wys en verwerp dit nie. Wat 'n goeie insig vanoggend van wysheid. Dan die laaste vers, Kolossense 3 vers 16 sê: "Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here." Wat 'n wonderlike leiding het ons nou nie vanoggend gekry hier uit God se woord uit nie. Hoe om die Here te volg en sy leiding na te volg, want dit is tog so belangrik. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons wil U net loof en prys en eer. Here, baie dankie vir die splinternuwe dag. Here, baie dankie dat ons in U woord net soveel kennis kan opdoen, Here, dat ons U leiding kan volg. Ja, Here, geen ander leiding gaan ons op die regte pad kry nie. Slegs U leiding, U woord wat so kragtig is, Here, wat dring tot 'n murg en been, sodat elkeen van ons wat die woord hoor, kan besef dat hierdie pad waarop ek is op die oomblik is nie die regte pad nie. Ek moet hierdie pad volg. Here, dat ons U sal raadpleeg soos wat Dawid soveel kere in die woord U geraadpleeg het, en dan het U hom op die regte pad gesit. Here, partykeer lyk dit na 'n goeie idee, maar is dit 'n goddelike idee? En dit is die vraag. Here, dat elkeen van ons sal besef hoe belangrik dit is om net in U weë te wandel. Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, dankie vir U leiding. Ons is so lief vir U, Here. Amen en amen.